Jou maat gepraat, jou paard gepraat, maar hoor was men, nou ze tussen, die maximum. Jou maat gepraat, jou paard gepraat, maar hoor was men, nou ze tussen. Maar je bent mijn story te vertellen. Bij jou, die na altijd. Aibi, kom eens ja. Tel een story ja. Wat zijn het voor mij? Praat sama met jou tief. Zij is een Frans, zij zijn niet alles. Noem maar jou, boys. Wat is voor mij? Vraag ons maar niet aan. Hij is genoeg. Wat is zij bekend die nummer? Ik vond die allen net tot elkaar zei. Die lijkt dit voor kon gemaakt. Alweer. Dan zal hij maar net met voorraad van die nummer. Of zal moet. Rond de tafel zitten. Salut, ja. Salut. Salut. Vanavond gaat ons nummers maken. En volgens mij Jiggy Jela is die Frans Aibi. Maar kandidaat voor die acht. Zij Jiggy Jela no wat as gams. Die leidt die. Is een soldaat. Plastens. Hij heeft hem reeds bewijs als een Marubaan. Laat eens horen wat die lijkt te zeggen. Ik kan stories vertellen. En brieven schrijven. Nee, ik wil niet per tijd stoot zonder maar niet noemen te vat. Zij wil hij dat hij historisch moet vertellen. Als hij goed is, kan hij ons japen om zijn tijd te stoot. Oké. Hij gaat hem beren bij de hekken van Marubaan. De bekspien. Ze vol in de 26. Ik kan ze voelen, mee, bro. Als hij kakstories met jou, dan moet je me niet vat aan die nummer. Salut! Salut. Dank je, Taimo. Zo. Als hij voor die. Maak niet de zeker ze vertellen een kwaai story vanavond. Maar morgen is hij hoor. Ons is op een aeroplein. En soos sy sak, sien ons die liggies van die Kaap wat wink. Ons hoor die pilot sê, ja, mama op die vlug, dis hoe die Kaap lyk in die aand. Sy, dit is die naam van die story. Die fucking lyk die kan ons jou story vertel, jou bro.
Jy moet eers toe 'n gamse mic sing, dink ek. Want sy moet nie vir 'n gat wat die woord sê. Is dit ook? Hier laat jy kaas, man. So. Oké. Nou, die storie los ons daar. Beweeg ons af na die airport. Die dubbeldeur is swies oop. En ons sien 'n bra daar staan. Die bra? O, hy is geslat. Met 'n swart chalkstryp soet. 'n swart hoed, silkskaaf. 'n paar ouwe boots. Donker brille. Plus. Hy het 'n opgerolde koerant onder sy arm. Mopste hy. Hoe sê die man dan so? Au, check jy nie met sappies, hè? Hy koerant, man. Hy's 'n pickpocket, hy. Ek is wys. Sy vat net die koerant onder die arm, voortsit sy so deur die kar uit. Sy target sien, staan sy langs aan hom, koerant, op met die baatjie, uit met hy pak, hy voel niksie, en sy sy laat duidelik. Salut. Nou die bra, hy lig sy hoed so effensies met die koerant. En dan sien ons 'n tsappie op sy voorkop. Call me dog. Dog! Waar kry dog sulke kwai kleur? Hy het 'n beeg in die vlees met boet. Dit sê. Roep. Dan steek 'n ou toppie uit. Hy het 'n besem in sy hand. En hy vies so stadigies verby die dog. Dan stop hy. Vir op een spot. Hy watch die dog. Hoi, die toppie met die besem. Hy is 'n undercover cop. Hey, fuck me, Charlie. Sê, fokkof, man. Maar jy sê fokkof. Hallo, sê hoor. Hy het my verander in my brood, my mpata. Wat? My mpata. Nou sit net daar. Sy roen in sy aliens fucking ass in my words van my. Net so man te was. Hy pulis jou net sy. Sy moet jou eie fucking been kry. Nou, gaan skarrel. Sit. Sy jas. Dog is op 'n pos. Hallo, tia. Hy soek so met sy oë. Deur die mense wat uitsteek met die plein. Ons se oë vol op syne. Dan sien ons twee boere gekoppel aan 'n bra. Hoi, die bra. Hy is in die witness protection. En hy het so 'n 28 tsappie, net die op sy gorrel. En hy is besig te pimp op die brasse. En as hy opkyk, as sien ons. Hoi, ons Gams. Ou Gams se oë flikker die kant toe, die kant toe, jong. Hy's kakbang. Dan sien ons die gun onder die dog se koerant. Die dog, hy beweeg vinnig in Gams se rigting. Die ou toppie try om die gun te gryp, maar hy's te laat. Die skote klap. Een in die kop, twee in die bors. Gams val agteroor plat op sy rug. Die boere, hulle gryp vir dog as ons weer kyk. Lê Gams in sy eie bloed. Wat bene. Hy gebeur. As jy 'n 5 is. Ja. Salut, AB. Sy loop op heilige grond.
Chief, dat we niet omdat de hoogste deze klevers in was. Zij is Frans, binnen, één buiten. Oh. Niet al, niet. Want dan, die achter, hoe speciaal jullie varken vierhoeken. Wat zijn ze, Levi? Alles recht aan me. Wat is Ebi? Ze moet wakker slapen. Wees op je hoede. Moet je dat kam zo vloesie? Hij dit je gedachten en hij is om jou zijn wijfie te maken. Hij gaat die gebeuren niet tuimen. Jy nou van die tijd zal je kanten moet kiezen, Ebi. Ach, en die zes al als je tronk toe week. Dus beter om een 27 thuis. Maar kan niemand jou raken. Same difference tuimen. Hoor jullie jongens? Hoe is het? Ja, die wereld moeren maar niet binnen. Maar kap aan. Zijn ze daar buiten? Nee, blok is benauwd. Ons het lekker Pasko is sla. Ja. Zien jullie met taan in die omtes? Ja, zat ziek op papa. Senang dan maar dia seseorang. Wat het daar aangebied door die boeren ons vasttrek? Kijk je Ibi. Jangan recht voor de saai moeten laten. Ik was nog op pad om mijn posten van zien. De boeren klaar voor me. Zo wordt het shorty. Nee, daar is die pijn niet. Vandaag vat ik voor jullie op een boottrip. Maar eerst moeten we die reels opstellen. Niks geguara nie. Hier is ook die bandieten of nommersie. Ons meet in die mine. En ons gaat recht door die dak. Die story is van Abra Temba. Temba, hij was gevangen door slavenhandelaars. En hulle het hom eerst lekker goed op karnuffel. Op een skip gelaai met 100 ander slaven en geseil naar die Kaap. Maar die slaven, hulle was allemaal gekoppeld aan mekaar. Koud en nat, kakbang. En Temba tel die koers op. En die slavenmeisie Ritsel, sy het hom genus. Om maar lang storie kort te maak. Maar dat by mekaar geraak. Nou, die crew op die skip.
Hulle was meestal boewe van Europa. So, om die slawe besig te hou, besluit hulle, hey, ons laat die slawe die wapens skoonmaak. Huh? No problem. 'n Dronk, verveelde boef. Hy ontlei die wapens, behalwe een, wat hy vir 'n Tati slaaf gee. Met die gedagte Tati sal homself skiet. Nou, die slawe, hulle maak die wapens skoon, dan besluit die oorsiener met 'n sweep in sy hand, hy gaan 'n bietjie pret hê. En hy slat hy sweep, katwa! Nou Tati skrik om boeglam, hy laat die gun val en die skoot klap. En die crew brand los op die slawe. En Temba, hy gryp 'n spies, hy gooi dit na die vark met die sweep, hy tref hom in die strot, hy val in die see en die slawe, hoi, die slawe vat beheer van die skip. Maar die slawe, hulle weet fokko van skippe af. Dan dreig hulle die kaptein. Hy moet hulle terugvat na hulle eie eiland toe. Maar Temba trust die kaptein nie. Nou, soos die skip by land aankom, spring die slawe in die see, gaan te keer en baljaarlik in die water. Ons sien die bosse beweeg en ons sien net gans, 'n hele fucking ry gans wat uit die bosse uitloer. Hey,